Goeiemôre. Ek wil graag ook net ons kykers wat ingeskakel het op die kanaal welkom heet by ons Sabbatskoolprogram. Nou vanoggend of deur die week het ek dit goed gedink om bietjie meer met julle te gesels oor die onderwerp van wonderwerke, maar ook met die onderwerp oor tragedies, want baie keer gaan hierdie twee onderwerpe baie keer hand in hand met mekaar. En ek het gedink om in my beroep 'n paar verhale met julle te deel en vir julle te wys dat daar eintlik nog steeds wonderwerke gebeur. Ons lees in die Bybel baie keer van al hierdie verskriklike wonderwerke en fantastiese wonderwerke wat gebeur, maar ons vergeet dat dit vandag nog steeds kan gebeur. As 'n skriftuurlesing gedeelte het ek gedink om hierdie Psalm 105 vers 4 tot 5 aan u voor te lees. En dit lees dan soos volg: Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het en aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. Kom ons buig net die hoofde en ons open met 'n gebed verder. Ons hemelse Vader, ons kyk met verwondering en lees met verwondering na die wonderwerke wat in u skrif opgeteken is. Maar Here, vanoggend wil ons bietjie stil staan en ons wil terugkyk na ons eie lewens en ons eie ervarings. En ons wil 'n bietjie kyk of daar ook wonderwerke in ons lewens gebeur het en dit met mekaar deel. Ons vra dit in U naam. Amen. Ja, as ek en jy gaan bietjie stil sit en ons dink terug aan ons eie lewens. Vat jou gedagtes nou ver terug. Jy het probeer so ver terugdink as wat jy kan. En dan sal jy dalk van laerskooldae of dae dink voordat jy op laerskool was, né? En jy sal dalk aan insidente dink waar jy baie dankbaar wees dat jy lewend daar uitgekom het. Daar is soveel dinge wat in ons oor ons lewenspad al gekom het. Almal van ons wat vanoggend hier so sit. Daar eintlik 'n klompie wonderwerke is wat ons self met mekaar kan deel. Nou maar vanoggend gaan ek hier nou net bietjie stil staan en ek gaan 'n paar verhale vir u vertel. En dit is verhale wat met my gebeur het in my werksituasie en dinge wat oor my pad gekom het. Van hulle is baie tragies en van hulle is eintlik groot wonderwerke. En is eintlik na aanleiding van een van daardie gebeure hierdie week wat ek gedink het om hierdie insidente en wonderwerke met u te deel. Hierdie verhaal, en ek gaan vir u 'n skyfie wys wat saam met hierdie verhaal loop, en hierdie verhaal het 'n hele klompie jare terug met mekaar gebeur, en die man was 'n pasiënt in my spreekkamer gewees, en nou ek skryf daar man met MVO, en dit is 'n afkorting vir motor vehicle of motorvoertuigongeluk, MVA, skryf ons gewoonlik maar in die leer, en 'n man wat in 'n motorvoertuigongeluk was. En dit het in die Vrystaat gebeur. En die man het in my spreekkamer opgedaag 'n paar dae na die ongeluk. Seker so 2 dae, 3 dae. Dink jy, die ongeluk het oor die naweek plaasgevind en hy daag toe so die maandag of die dinsdag in my spreekkamer op. En eerstens is die man natuurlik hy lyk soos iemand wat in baie pyn is. En ek vra vir hom, hy moet sy baadjie en sy hemp uittrek, en met baie moeite kry hy dit reg om sy baadjie en sy hemp uit te trek, en ek vra vir hom, natuurlik toe ek hom sien ek hierdie verskriklike klomp blou kolle en gekneusde merke op sy lyf, veral hier oor sy linkerarm. En hy vertel my die verhaal, hy was in 'n motorongeluk, en hy wys vir my op sy selfoon hoe die voertuig lyk. Dat hy enigstens lewendig uit hierdie voertuig uitgekom het, is 'n wonderwerk.
al die passasiers is oorlede. Hy is die enigste persoon wat lewend uit hierdie voertuig uitgekom het. Maar wat so tragies is dat die man ook na 'n hospitaal toe was, hier in die Vrystaat. En ek vra vir hom, het hulle jou ondersoek? Ja, hulle het my ondersoek. Het hulle ekstrale geneem? Ja, hulle het ekstrale geneem en gesê, niks is gebreek nie. Niks is gebreek nie. Hy kan maar huis toe gaan. Die man loop 2-3 dae met daardie fraktuur in sy linker boarm. Ek het hom gestuur na ons ekstraal fasiliteit reg langs my en ons het daai fraktuur waargeneem. Nou as jy al die risiko's in ag neem van iemand wat vir 2-3 dae in 'n groot motorongeluk was en hierdie fraktuur het waarmee hy rondloop vir 2-3 dae, is dit 'n absolute wonderwerk dat die man nog lewendig is. Dat hy nie homself doodgebloei het nie. Dat daar nie senuwees en are afgeskeur was nie. Die fraktuur is herstel in 'n teater. Die man het geen senuwees beseer nie. Al sy bloedvate was nog intak gewees en die man het die volle gebruik van sy arm nog behou. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n tragedie dat daar so 'n ongeluk was, né? Dis 'n tragedie dat so 'n fraktuur gemis is. Maar dis 'n absolute wonderwerk dat die man nog leef. En dat die man dit gemaak het. En so met oor die verloop van jare kom maar sulke insidente of verhale oor 'n mens se pad en vanoggend is daar 4 verhale wat ek vanoggend met u wil deel. En wanneer jy eerstehands met hierdie insidente te doen het, as jy die aand by die huis kom en gewoonlik dan vertel ek vir Lenet hierdie verhale en ek vergeet half daarvan. En dis eintlik Lenet wat vir my in die week gesê het, maar wat van daardie verhaal? En dan kan ek selfs nie meer lekker onthou wat die verhaal was nie. Sy sê maar jy moet hulle vertel van hierdie verhaal. Dit was 'n wonderwerk geweest. Ja, en die volgende verhaal is eintlik 'n baie groot tragedie. En die uiteinde van die verhaal, dink ek het 'n goeie einde. 'n 42-jarige dame het by my spreekkamer opgedaag, 'n paar klompie maande terug, seker 8 maande terug. En sy het gevra sy soek 'n roetine papsmeer ondersoek. Natuurlik het ek die ondersoek gedoen en sy het 'n week later teruggekom en ek het die uitslae met haar gedeel. En die uitslae was nie goed nie. Die resultaat was nie goed geweest nie. Die resultaat het eintlik gewys dat sy kanker het, maar dat die kanker nie versprei het nie. Ons het so spoedig as moontlik 'n afspraak gemaak vir die dame by 'n ginekoloog in die stad en sy het die volgende week die ginekoloog gaan sien in die stad. En die ginekoloog het natuurlik gekyk na die laboratoriumuitslag wat ek saam met my verwysingsbrief gestuur het. En die ginekoloog het vir gesê, wel, my raad en advies aan jou is dat ons so vinnig as moontlik 'n hysterektomie op jou sal moet doen. En dit was natuurlik 'n reuse besluit vir haar gewees om die hysterektomie te doen, maar in die lig van die laboratoriumuitslag was sy nie eintlik ander keuses gehad op dit op die tafel is nie. Sy moet maar hierdie chirurgie ondergaan. 3 dae later het sy 'n hysterektomie ondergaan op die Woensdag. En die Vrydagoggend is sy toe uit die hospitaal uit ontslaan. Nou die Vrydagoggend ontvang ek 'n oproep van die laboratorium. Die laboratorium sê hulle die hysterektomie wat uit die teater uitgekom het, die weefsel het hulle gaan ondersoek en hulle vind geen kanker in hierdie weefsel nie. Hulle het toe na die monster toe gegaan en gaan kyk na die oorspronklike monster
En hulle het vasgestel, maar dit is 2 verskillende pasiënte hierdie. Die uitslag van die ondersoek wat ek gedoen het, was in die laboratorium omgeruil met 'n ander pasiënt. En haar uitslag was normaal. Natuurlik het ek die pasiënt geskakel. Sy het daardie Vrydagmiddag by my spreekkamer aangekom en sy het eintlik aangekom nog met haar hospitaalbandjies om haar arms, want sy is die oggend ontslaan. En ek moes haar die nuus meedeel dat daar was 'n fout gewees. Die laboratorium het 'n ander vrou se ondersoek omgeruil met jou ondersoek. En dat jy eintlik nooit kanker gehad het nie. En dat die hysterektomie wat jy ondergaan het nooit nodig was nie. Gelukkig, die dame het al reeds 3 kinders gehad. As 'n mens dit miskien kan noem dat dit 'n geluk is. Maar die emosionele trauma waardeur sy gegaan het op daai oomblik toe ek hierdie nuus met haar meegedeel het, was natuurlik nie baie goed gewees nie. Sy het hysteries begin huil, uitgestap, haar man het haar probeer kalmeer, en dit was 'n baie groot tragedie gewees. Die maatskappy wat die laboratorium besit het aangebied dat hulle skadevergoeding sal betaal, en daar was 'n buite die hof geskik, en hulle het ook vir haar vir trauma berading gestuur, en die laboratorium het eintlik, as 'n mens kan sê, they stepped up. Hulle het haar goed gekompenseer. En dit is nou omtrent, ja, soos ek sê, 8 of amper 10 maande na die insident. En wat eintlik so tragies is van hierdie verhaal, is onthou dat daar iemand anderste daar buite rondloop wat eintlik kanker het of gehad het, waarvoor daar 'n uitslag gegee is dat jou uitslag is normaal. My pasiënt het nou hierdie erge emosionele trauma waardeur sy moes gaan, en my pasiënt moes deur 'n chirurgiese prosedure gaan, en my pasiënt moes 'n hysterektomie ondergaan en hierdie slegte nuus hoor. Maar as jy die globale prentjie kyk, die ander pasiënt is eintlik slegter af. Want die ander pasiënt het vir 'n goeie maand gedink, maar daar's niks fout met haar nie. Maar eintlik is sy die individu wat 'n noodchirurgie nodig gehad het. So hierdie tragedies, dit is soms baie keer moeilik om te hanteer, maar so 2 weke terug het ek die dame weer gesien, en ek het 'n lang konsultasie met haar gehad, en met haar gepraat daaroor, en vir haar gevra hoe dit nou met haar gaan. En haar woorde aan my was, weet die Here het my geseën met 3 kinders. En ek leef nog steeds. Ek is die een wat moet dankbaar wees. Maar wanneer ons in hierdie erge tragedies in ons lewens is, dan is dit nie so maklik om so te redeneer nie. Nou 10 maande later waar sy tyd gehad het om deur hierdie hele proses te gaan en te kan terugkyk, nou kan sy dit verwerk en sê, ja, die Here het haar geseën. Daar het 'n tragedie oor haar lewe gekom, maar die Here is nog steeds met haar. En baie keer gaan ons deur sulke tipe goed, Ons ervaar hierdie erge tragedies in ons lewens. En ek dink dan moet ons bietjie stil staan, want ek dink een van die groot geneesheers is tyd. As daar tyd is waar die Heilige Gees met ons hart kan praat, as daar tyd is waar die Heilige Gees met ons kan werk, dan is dit die Here se manier hoe ons hierdie erge tragedies in ons lewens verwerk. Ek sien die tyd is besig om my in te haal. Nou, hierdie is ook 'n baie interessante verhaal, en is 'n tragedie met 'n wonderwerk. Die eerste een was 'n wonderwerk, die tweede een was 'n tragedie. Hierdie is hopelik 'n tragedie en 'n wonderwerk te gelykheid. Ek vertel die verhaal vir hulle net, en ek kon self nie dit glo nie. Dit het op 'n Sondag afgespeel in my spreekkamer, waar een van die eerste pasiënte wat ek kry is 'n ouerige dame,
En sy is verskriklik emosioneel. En sy huil verskriklik en sukkel om vir my te vertel wat is fout. Na 'n ruk tot sy tot verhaal kom, verduidelik sy vir my maar haar seun is die Vrydag aand vermoor. En sy vertel vir my hoe dit afgespeel het, haar seun en haar skoondogter en hulle seentjie van so 5 jaar oud het gery met 'n voertuig en hy herken iemand wat ryloop. Hy ken die persoon. En hy tel die persoon op. Hy stop en hy tel die persoon op. En toe hy die persoon ingelaai het en sy vrou ken nie die persoon nie. Maar haar seun kom agter maar hierdie ryloper is eintlik onder die invloed van alkohol. En hy is eintlik erg half geïntoksikeerd en hy gee vir hom 'n geleentheid tot op 'n sekere punt en hy sê toe vir die persoon, maar luister, ek gaan nou hier afdraai. So ek gaan jou nie verder kan vervoer nie. Jy moet nou uitklim. Die man is toe volgens sy vrou baie opstroppel is en wil nie uitklim nie. Naderhand klim hy toe uit en daar ontstaan 'n erge woordewisseling tussen die ryloper wat buitekant die voertuig staan en die bestuurder wat haar seun is. En soveel so dat daar toe 'n bekleierery ontstaan. En die man steek haar seun met 'n mes dood waar hy agter die stuurwiel sit. En sy vertel vir my, nou vra ek vir haar, maar ken jou skoondogter die persoon? Sy sê, man, nee, nie eintlik nie. Sy weet nie wat sy naam is nie. Sy weet nie waar hy werk nie, maar sy het aangeneem in die proses toe hulle hom opgetel het, dat haar man ken hom. Sy sê, maar, ek sê maar, het die polisie al die man, die moordenaar opgespoor? Nee, sê die vrou. Hulle is nog steeds op soek na hom. En ek sê nou, jou skoondogter, wat het, sy moes seker nou maar verklarings, ja, sê sy, haar skoondogter het vertel dat haar seun het die man in sy gesig gekrap en op sy hand gebyt. En hulle is nou op soek na iemand. Natuurlik is my pasiënt baie emosioneel gewees. En dit het 'n wyle gevat vir my om hierdie konsultasie af te handel en op 'n Sondagoggend het ons net tot 12:00 of 1:00 oop. En ek sien die tyd is besig om aan te stap, maar ek wil ook nou nie hierdie konsultasie aanjaag nie. Het jy 'n vrou wat baie erg getraumatiseerd is? En ek het so gewoonte om vir hulle te vra, maar kan ek nie saam met jou 'n gebed doen nie? En sy stem in en ek doen 'n kort gebed en ek bid in die gebed dat hulle hopelik die moordenaar sal vind. En dit was, die dame kry al medikasie en ek gaan aan met my werk. En net hier voor 12:00, toe ek in my kantoor instap, sit hier 'n jong man met 'n klomp krapmerke aan sy gesig en 'n byt in sy hand. 3 ure voorheen het ek die verhaal gehoor van 'n moordenaar. Ek konnekteer toe die twee verhale met mekaar, want dis lagwekkend. Mens kan nie dink dat dit kan gebeur nie. Sonder dat die persoon daarvan weet, het ek die kantoor verlaat en in my ontvangs ingestap en gedink ek moet die polisie bel. En in my spreekkamer sit een van die sersante, 'n polisiesersant wat die volgende pasiënt moet wees. Een wonderwerk. 'n erge tragedie, maar tog 'n wonderwerk. 'n erge tragedie, maar tog 'n wonderwerk. Ja, dis min dat jy die ervaring sê dat jou pasiënt gearresteer word in jou spreekkamer. Die man was toe gearresteer en die wet het sy normale geregtigheid sy gang gegaan. Maar wanneer mens terugdink aan hierdie verhale, dan dink jy, ek het vergeet van daardie gebed.
wat ek by daai pasiënt gedoen het. En ek dink dit is tog God wat 'n ingreep bewerkstellig het, dat hierdie tog 'n wonderwerk was met 'n tragedie. Nou die volgende verhaal, en ek dink dis die laaste verhaal, en ek sal met afsluit met hierdie verhaal, het eintlik hierdie week afgespeel. Dit het donderdag gebeur in ons spreekkamer. 'n 10 maande oue seun kom in, saam met sy ma en sy ouma. En die ma sê vir my, maar die kind het nou al vir die afgelope 2 maande herhaalde lugweginfeksies. En hy wil nie eet nie. Nou 10 maande, dit is by die ouderdom waar die kinders gewoonlik maar begin loop, of weet waar die kruip na 'n loopfase oorgaan. Ek ondersoek die seun en ek dink hy is bietjie gedehidreerd, maar nou nie so erg dat ek moet dink om hom te hospitaliseer nie. Ondersoek die res van sy liggaam, vind nie eintlik veel fout nie, behalwe 'n bietjie van 'n swaminfeksie wat hy op sy gesig en op sy kop het. En ek sê vir die ma, ek sê wel, jong, as jy so lank 2 maande 'n lugweginfeksie het, ek dink kom ons stuur hom maar vir 'n ekstraal. Ons het die ekstraal fasiliteit, dit is reg langs ons, jy hoef nie eers 'n taxi of 'n voertuig te neem nie. Kom ons kyk maar net, hoe lyk hierdie longe? En hierdie ekstraal kom terug. Nou dit is nie vir my vreemd om so ronde wit geldstukvormige prentjie op 'n ekstraal te sien nie. Natuurlik die eerste ding wat ek doen is ek gaan kyk gou hier op sy nekkie. Dra hy nie dalk 'n necklace met 'n geldstukkie voor nie? En hy dra nie 'n necklace met 'n geldstuk nie. En dis die volgende ekstraal. Daardie geldstuk is nie 'n necklace nie, daardie geldstuk is binne in sy liggaam. Nou hierdie nuus wat jy nou met hierdie ma deel is, luister, hou hierdie kind nou baie stil, want die kans is eintlik hoogs onwaarskynlik dat hierdie in die slukdarm is. Die kans is eintlik baie groot dat hierdie in die lugpyp is. En as daardie geldstuk dwars draai, in plaas daarvan dat hy regop is, dat hy horisontaal gaan lê, dan is dit 3 minute en jou kind is dood. En daar's niks wat ek of enige iemand, selfs binne in 'n teater, eintlik sal kan doen as dit dan gebeur nie. Dan is die kind dood. Die ma kon geen geskiedenis gee dat hierdie kind hierdie geldstuk ingesluk het nie, behalwe dat die kind 2 maande terug was die kind in die Oos-Kaap gewees by familie en sy die kind by haar ma gelos. En sy weet nie of die kind dalk 'n geldstuk daar ingesluk het nie. Natuurlik het ons die ambulans so vinnig as moontlik ontbied. Ek het met 'n chirurg gepraat hier in Medikliniek en hulle het die kind ambulans het die kind kom optel. En die ambulans, die paramedici kyk na die ekstrale en hulle sê nou wat doen ons as daai ding nou skuif? Ek sê nie, dan ry jy net vinniger. Maar daar's niks anders wat jy kan doen nie. En gister toe bel die chirurg my en ek en die chirurg het, nadat ek vir hom die ekstrale op WhatsApp vir hom deurgestuur het, dat hy net min of meer 'n idee het waarmee hy te doen het. En sy woorde aan my is, "Joh, hierdie gaan 'n uitdaging wees om hierdie uit te kry." En hy het ook soos ek gesê dat dis onwaarskynlik dat dit in die slukdarm is. As dit in die slukdarm was, sou dit deurgegaan het. Hierdie moet in die trachea wees. En hy skakel my gister en hy sê vir my, "Louis, jy sal nie glo nie." Maar dit was nie in die trachea nie. Dit was in die slukdarm. En ons dink dit sit al reeds vir 2 maande daar vas. Dis hoekom hierdie kind nie wil drink nie, dis hoekom die kind nie wil eet nie. Die geldstuk het al heeltemal, dis 'n R2 wat heeltemal swart geraak het. En as gevolg van die spasma van die slukdarm het die slukdarm al ulkusse begin kry. So daar waar hy vasdruk. Maar hulle kon dit regkry om die geldstuk uit te haal. Nou my
persepsie was eerstens, dis 'n wonderwerk dat hy nie in die trachea ingegaan het nie. Dis 'n wonderwerk dat hy vasgesit het vir 2 maande. En dis 'n wonderwerk dat ons dit toevallig opgetel het. Dis 'n wonderwerk dat hulle dit kon uithaal met sonder veel skade. Baie keer gebeur hierdie wonderwerke oor ons pad, né? En ons herken dit dalk nie as 'n wonderwerk nie. Maar daar mag dalk baie wonderwerke gebeur het toe Jesus op aarde was, maar ek dink vandag as ons oë bietjie oopmaak en ons kyk wat in ons eie lewens gebeur en ons kyk na die dinge wat ons self ervaar, dan is daar van dag tot dag wonderwerke wat met ons gebeur. Partykeer kyk ons vas in die tragedies, maar ons moet onthou dat God nog steeds wonderwerke verrig. Ek wil dan afsluit met hierdie Hebreërs 2 vers 3 tot 4. Hierdie teksgedeelte lees dan soos volg en dit sê: Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Hierdie verlossing is eers deur die Here verkondig en daarna aan ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het. Terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en deur gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel is soos hy dit goed gedink het. Die Here laat nog steeds tekens en wonders plaasvind in ons lewens. Ons moet dalk net bietjie meer daarop ingestel wees. En dit het my laat dink en ek gaan afsluit met hierdie: as ek vir 'n persoon gesê het, hoeveel van julle het vanoggend 'n rooi kar gesien op pad werk toe? Dis moeilik om te dink of daar 'n rooi kar was. Maar indien ek vir u gesê het voor u die huis verlaat het, kyk of u 'n rooi kar sien, is ek doodseker elkeen wat omtrent vanoggend hier sit sou gesê het hy het 'n rooi kar gesien. Wanneer ons ingestel is om God se tekens en God se wonders in ons lewens raak te sien, sal ons dit raak sien. Kom ons sluit die oë. Onse hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê dat u nog steeds wonders en tekens in ons lewens verrig. Here, help ons dat ons so met u sal wandel, dat ons van dag tot dag ons oogklappe sal afval en ons u tekens en wonders om ons en in ons lewens sal raak sien. Ons vra dit in u naam. Amen.